In hierdie vraag kyk ons na stroombaan A en stroombaan B. Kyk gou hier, 1,5 ohm, 1,5 ohm, in parallel, maar die grootes is dieselfde. Dan mag jy die kortpad metode vat. Hoe doen ons dit? Vat een van daardie weerstande, dis 1,5, en deel dit deur die aantal wat in parallel is. En hier is 2, met ander woorde 0,75 ohm. Aan die regterkant, die twee weerstande is in serie, so die totale weerstand vir stroombaan B gaan bloot die 2 ohm plus die 4 ohm wees, en dit gee vir ons 6 ohm. Ek weet dit is nie wat nou gevra is nie, maar ek wou net vir jou wys hoe mens vinnig weerstande kan bereken in graad 10 deur middel van hoofrekene. Eerste vraag, definieer die term EMK. Nou die EMK of die elektromotoriese krag is die arbeid verrig per eenheidslading deur die bron of deur die battery. Hoe bepaal ons dit? Ons skakel 'n voltmeter in parallel oor die battery of oor die bron, maar belangrik, die skakelaar moet oop wees. Daar moet geen stroom deur die stroombaan of deur die battery vloei nie. Bereken die totale weerstand van stroombaan A. Nou ek het reeds dit bewys met die kortpad metode dat dit 0,75 ohm is, maar hier gaan jy dit moet bereken, so jy gaan begin met die formule. 1 op R parallel is gelyk aan 1 op R1, ons noem hierdie R1 en ons noem daardie R2, plus 1 op R2, so dit is gelyk aan 1 op 1,5 plus 1 op 1,5. En 1 op 1,5 plus 1 op 1,5 is 2 op 1,5. Met ander woorde, die parallelle weerstand is die resiprook daarvan, is 1,5 gedeel deur 2, en dit is 0,75 ohm. Skryf die lesing op A2 neer. Nou, skryf neer is veronderstel om aan jou te kommunikeer dat jy nie noodwendig nodig het om 'n berekening te doen nie. Die totale hoofstroom vloei vanaf die positiewe terminaal deur ammeter A1 en gee 'n lesing van 1,5 ampere, al die pad deur die 2 ohm weerstand en dan deur ammeter A2 waarna dit deur die 4 ohm resistor vloei. Met ander woorde, dieselfde stroom wat deur A1 vloei, vloei deur A2. So die lesing moet dieselfde wees. Die antwoord is dus 1,5 ampere. Bereken die lesing op V1. Nou, V1 gaan gelyk wees aan die stroom wat vloei deur die 2 ohm resistor, en dis die totale stroom, maal met die weerstand van die 2 ohm resistor. Met ander woorde, dit is 1,5 maal met 2 ohm, en dit gee vir ons 3 volt. En as jy nou daarna kyk, hier het ons 9 volt, hier het ons 3 volt, so V2 gaan 6 volt wees, want die 3 volt plus die 6 volt moet vir ons die totale potentiaalverskil van 9 volt gee. Indien 'n derde weerstand in parallel met die bestaande weerstande in stroombaan A geskakel word, sal die totale stroom in die stroombaan toeneem, afneem of dieselfde bly. Verduidelik die antwoord. Nou, as ons nog 'n weerstand in parallel byvoeg, daar's 'n addisionele baan, dis makliker om nou te beweeg, beteken dit dat die totale weerstand neem af. En as die totale weerstand afneem, kyk na Ohm se wet. V is gelyk aan I maal met R. So die totale weerstand neem af.
Die V totaal bly dieselfde. Ons het nie gekarring aan daai 9 volt battery nie. So daarom moet die totale stroom toeneem. In eenvoudige terme, weerstand is omgekeerd eweredig aan die stroom. So soos die weerstand afneem, gaan die stroom toeneem. Met ander woorde, die antwoord is, die totale stroom in die stroombaan gaan toeneem.